ek het nou gister hieroor gepraat, maar om weer praat, want ek sien nou, die mense is bekommerd. Right, so kom ons kry gou datum hierso. 13 Januarie. Goed, 13 Januarie 2026. Ek moet net onthou van ek raak nog te mekaar. Reg, nou, ek het gister gepraat oor die Derde Wêreldoorlog en die verloop van die Derde Wêreldoorlog. En aangesien ons in die Derde Wêreldoorlog is, moet ons maar daaroor praat. En daar was baie behoefte dat ek dit moet oordoen. So ek gaan dit nou oordoen. Gister het ons 'n lek gehad, ons sein is vir my beter vandag, so kom ons hoop dit hou. Nou ja, die Derde Wêreldoorlog het reeds begin amptelik hier in Februarie 2022, toe Rusland Oekraïne ingeval het. En die rede hoekom Rusland Oekraïne ingeval het, is as gevolg van die planne wat NAVO en die VSA, Brittanje, Europa het om Rusland in te sluk en te balkaniseer. Nou ja, ek gaan stadig praat, het ek net kyk of ek nie vir julle net 'n aanloop kan gee nie. Nou wat beteken dit, as jy 'n plek balkaniseer? Hulle gaan Suid-Afrika ook probeer balkaniseer. Dit wil sê, daar is groot krisis en onrus en die ekonomie van so 'n land stort ineen, daar's miskien 'n buitelandse oorlog of 'n binnelandse oorlog, die ekonomie van die land stort ineen, en dan is daar groepe in die land wat sekere areas vir hulle self toeken, of die magte van buite, die vyhandelike magte kom in, en hulle sny die land op, en hulle eien sekere dele van die land vir hulle self toe. Dan het hulle hom gebalkaniseer, en dan begin hulle steel. So dit gaan nie hier oor, ons gaan vir die mense demokrasie gee, in 'n beter regering, soos die twak wat praat, ou Trump vir jou verduidelik, hoe gaan hy nou die Venezuelanse lewens verbeter nie. Jy kan nie glo, hy praat die grootste klomp twak, sulklikheid. Dit gaan hier oor die inwinning, die steel van grondgebied, en die steel van bronne. Dis waaroor dit gaan. Het gaan nie oor die mense nie, gaan nie oor demokrasie nie, gaan nie oor die volk nie, het gaan nie daaroor nie. Dis waaroor dit gaan. So, het gaan oor steel en moord en diefstal. Dis waaroor dit gaan. En daai probleem het reeds begin hier in 2017, eintlik in 2015. Maar die bewapening het veral begin hier in 2017. So in 2014, 2015, kry ons dat die VSA met die hulp van die CIA, MI6, 'n staatsgreep uitvoer in Oekraïne. En dit veroorsaak dat daar 'n puppet government in plek kom in Oekraïne, wat die Weste ter wille is. Daai puppet government wil toe nou aansluit by NAVO en deel raak van die Europese Unie, en het baie storieetjies wat hulle praat. Reg. En in daai tyd, dit was in Trump se eerste termyn, sit die CIA 25 CIA basisse op in Oekraïne. En hulle sit, weet nie hoeveel biolabs op in Oekraïne nie. En hulle begin om die Oekraïniese mans op te lei in westerse wapentuig, sodat hierdie Oekraïniese mans vir die Weste 'n proxy war kan veg teen Rusland. Verstaan julle? So, want die Oekraïners was 36 miljoen op daai stadium, so daar's 'n groot hoeveelheid mans. Reg. So, van die mans het hulle toe begin oplei, hulle het hier van 2017 groot gegaan om die mans op te lei, en hier teen 2018, 2019 het hulle begin daar om die Russiese populasie, wat in die oostelike deel van Oekraïne woon, uit te moor. So, hulle het Russies onwettig verklaar, mag nie meer Russies praat nie. Hierdie is Russiese Oekraïners. So, dis hulle broers, dis familie. Maar die puppet government wat in plek was, het begin om 'n oorlog te maak teen daardie Russe. Nou daai leier op daai stadium, ek kan nou nie onthou wat was die sot se naam nie. Hy het nogal verklaar, en dit was opgeskryf in die media. Hy het vir daai klomp Russe gesê in Donbass en
daai areas daar, ek kan nou nie al die name onthou nie. Hy het vir hulle gesê, luister, julle kinders sal in die basements, julle kleuters sal in die basements woon, en ons kinders sal kleuterskool in skool toe gaan. Hy het dit vir hulle gesê. So ja, en toe die situasie so begin versleg, daar's hulle het begin doodskiet, hulle het die burgerlikes begin doodskiet op groot skaal. Hulle begin bom met westerse wapentuig. So toe gaan hierdie klomp Russiese provinsies na Rusland toe, na Putin toe, en sê, luister, ons het 'n probleem. Hierdie ouens gaan ons uitmoor. Ons wil cesseer. Nou ja, volgens die VN kan jy net 'n stuk grondgebied vat, sê maar, daai grondgebied wil aangesluit word by Rusland, onder Rusland se beskerming deur middel van 'n verkiesing. Dit is hoe dit werk. Jy kan nie grondgebied vat deur middel van oorlog soos wat die Jode doen nou vir hoeveel jaar in die Midde-Ooste nie. Hulle het die Golan hoogte gevat, ek dink in 1967, deur middel van oorlog, en het gesê, dis nou ons grond. Hulle het 'n groot hoeveelheid grondgebied in Palestina gevat met terrorisme en wapengeweld, en gesê, dis nou ons grond. Toe gaan vat hulle Gaza, hulle is besig om Gaza te vat, deur die plek te bom en van dit Hiroshima te maak, en sê, dis nou ons grond. Jy mag dit nie doen nie. So, dan moet 'n verkiesing wees. Toe sê die Russe, vir hierdie klomp Oekraïense Russe, luister maters, julle moet 'n verkiesing hou. Toe hou hulle 'n verkiesing, en hulle stem oorweldigend daarvoor om te cesseer en in te gesluit te word by Rusland. En toe Rusland daai papier in hulle hande het, toe gooi hulle om deur hulle regering, en hulle regering stem, dat dit wel so mag wees. So, dit was 'n baie demokratiese proses, hulle het dieselfde met Crimea gedoen. En die oomblik toe daai ding deur is, toe sê Rusland wel, nou het ons nou so ver, dan moet ons mense beskerm, ons grondgebied het so pas verskuif, ons grens het nou 'n bietjie groter geword, nou gaan ons oorlog maak, want hierdie klomp westerse sotte het 'n ander plan met ons, en hy's reg. En dit het alles te doen met die koning van die noorde, en die koning van die suide, en so aan. Alles te doen met Daniël 11. Die koning van die noorde, gaan ek dit weer sê, luister mooi na die name, is die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, NAVO, waarby al die Europese Unie feitelik ingesluit is. VSA staan aan die hoof van NAVO, so hy is deel van die koning van die noorde. Brittanje, koning van die noorde. Die Jode is nie deel van NAVO nie, maar hulle is die klein skootbrakkie, wat eintlik die hele party organise, saam met die Vatikaan. Reg. En wie is die koning van die suide? Wel, dit is die Global South of die BRICS nasies. Dis wat die ander naam vir BRICS is die Global South. So dit is China, Rusland, Suid-Afrika, Indië, hulle het nou uitgebreid Brasilië en nog 'n paar ander. Reg. En hulle is nie 'n militêre eenheid nie, hulle is 'n ekonomiese blok. NAVO is 'n militêre blok. Reg. So, die koning van die noorde gaan, en sy hele plan was om grondgebied, hulle wil die Oos-Europa begin inpalm, want Oos-Europa was oorspronklik deel van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, en elke keer wanneer so 'n land deel word van NAVO, dan word sy publiek, sy manne en sy vroue, raak 'n NAVO-army. So, as die oorlog kom, dan moet jy gaan beklei vir NAVO, want jou land het aansluit as by NAVO, is nou 'n lidmaat. Reg. En dan sit hulle missielstelsels op in daai land, en hulle rig het op Moskou. En Rusland het baie keer vir hulle gesê, maar ons wil nie oorlog hê nie. Ons wil graag ekonomiese cooperation hê met julle. Op daai stadium, daar was 'n tyd in begin 2000 waar Rusland gaan vra het om aan te sluit by NAVO. Toe sê Bill Clinton vir hom, nee, dit gaan nie vir ons werk nie. So hierdie hele probleem kon lankal al gekeer gewees het, maar dit was nie die plan nie. Die plan was om Rusland in te kry met 'n oorlog teen Oekraïne, en dan die hele wêreld op hierdie karretjie te vat, hierdie soustrein, van ons moet geld gee en daar vir Oekraïne, en ons moet wapens gee vir Oekraïne, en ons moet ons manne opry, want kyk wat maak Rusland, en Rusland gaan nou die hele Europa van, kyk hoe aggressief is Rusland. Nou is interessant, Zelensky is 'n Jood, hy is definitief nie Oekraïneer nie.
Sover my kennis strek is hy 'n Russiese Jood. Hy is eintlik gebore in Rusland, maar dit word nie vir jou gesê nie. Nou is die feit dat Zelensky dubbele burgerskap het met die Joodse staat. Hy is deel van die Zionist orde. Kan jy glo? Dan wonder ek of dit nou toevallig is. Maar hoe dit ook al sy. So, vir wie werk hy daar? Vir wie werk Zelensky? Vir die Oekraïners? Nee. Nee, hy werk vir die geld nog. Nou waarom is daar oorloë? Oorlog is 'n maklike manier om geld te was. So jy steel die belastinggeld van die publiek en dan was jy dit en jy kan dit gebruik, jy hardop om deur die oorlogs filtertjie en dan kan jy die geld vir baie ander dinge gebruik, vir ander konflikte, vir terrorisme, om te steel. Zelensky het nou die dag deur een van sy maatskappye een van die grootste grondeienaars geword in die VSA. Maar is daar nou nie, maar okay, maar daar is dan 'n oorlog in Oekraïne. Waarom is die man besig? Want hy koop oral groot en duur huise. Hy koop dit met die Amerikaners se belastinggeld. Hy koop dit met die Europeërs se belastinggeld. Daar's niks so lekker om 'n land onder druk te kry en om sy populasie onder druk te hou, finansiële druk, deur hulle belastinggeld te vat en dit te gaan loop en gee vir 'n ander land se sogenaamde oorlog nie. En so maak jy ander lande bankrot vir die oorlog in die Oekraïne. Nou die Jode is eintlik 'n Joodse playbook. Hulle doen dit die laaste 40 jaar met die Amerikaners. So hulle suig die Amerikaners uit. Hulle vat biljoene aan Amerikaanse belastinggeld elke jaar vir hulle bestaansreg in die Midde-Ooste. Want die dag as die VSA die geld en die wapens onttrek, sal daar van die Joodse staat niks oorbly nie. Is net 'n sot wat dink, Jesus gaan uit die hemel uitkom, en nou die Joodse staat, daai klomp moorddadiges, gaan hy nou red. Hulle wat hom laster. Ek sê vir jou, as Jesus vandag uit die hemel uitkom, en hy land daar, iewers op die Olyfberg, soos wat hierdie klomp verdwaaldes glo, dan gaan die Jode hom onmiddellik sleep, en hom kruisig op Golgotha weer. So asseblief. Moenie dat ons met mekaar loop en bluf nie. Hoe dit ook al sy. So, dit is wat ons het. Ons het hierdie aanloop na 'n derde wêreldoorlog. Dit het min of meer begin in die laat 90's. Reg? En oor die jare was daar verskeie pogings aangewend deur Rusland om die situasie te ontlont. Om hierdie missielstelsels wat binne range is van Moskou te probeer stopsit. Verstaan jy? En daar was Minsk Agreement 1 en Minsk Agreement 2. En toe hulle later vir Angela Merkel vra oor hierdie Minsk Agreements wat die Europese Unie gesluit het met Rusland, dat die Europese, die NAVO nie aan Rusland se kant toe militêr nie. Toe hulle al vra nou maar, julle dan nie gehou by die ooreenkoms nie. Toe sê sy, ag nee, ons wou net tyd koop. Dis in die nuus, jy kan dit gaan lees. Reg. So Angela Merkel is 'n bedrieër. Sy sê, jy moet ook 'n Jood. So, selfs soos hierdie Merz is ook 'n bedrieër, en heel waarskynlik ook 'n Jood. In die geval seker 'n Duitse Jood. Maar nevertheless, steeds 'n Jood, want hy was op sy dag, en ek dink hy het baie nog daarmee te doen, hy is CEO gewees van BlackRock, wat 'n Joodse maatskappy is. Nou, hoe is dit dan nou moontlik, dat die Jode en die Duitsers dan so lekker saamwerk, in diefstal? Want dit is wat BlackRock doen. BlackRock steel, maar hy steel net op 'n ekonomiese vlak. Dis maar al. So ja, hoe dit ook al sy, ons het hierdie aanloop na 'n derde wêreldoorlog. So hy het amptelik begin daar in Februarie 2022, toe Rusland sê tot hier toe nie verder nie, hierdie magsopbou van Oekraïners met westerse wapentuig kan ons nie toelaat nie. En toe het hulle inbeweeg. En daar het 'n oorlog ontstaan. En daai oorlog is nou so ver gevorderd, meer as 1 miljoen Oekraïense mans is dood. Maar dit was die plan op die tafel. Die plan op die tafel was om Rusland die boogeyman te maak, en dan hierdie Oekraïners te gebruik as 'n buffer, en hulle seuns as kanonvoer. As jy nou gaan kyk na die Oekraïense weermag, dan sit ou manne, 45, 50, 60 years old. Hulle tot swanger vrouens ingestuur. So, en die Russe het dit gedokumenteer, is in die nuus. Is in die nuus gewees. So ja, never mind dat hulle gestremdes
vertraagdes, mense wat nie die mental capacity het nie, van hulle huise af gaan haal en inskuif vir die sogenaamde oorlog teen Rusland. So, nou ja, nou die hele Oekraïne, minstens 50% van sy grondgebied is verkoop reeds aan BlackRock en almal wat hom nou sogenaamd geld leen vir hierdie groot oorlog teen Rusland. So wat is die plan? Die plan is om die Oekraïense populasie totaal te vernietig. So hulle vat die vrug, wat is die man? Die man is die vrugbare kern van 'n volk. So die man dra die Y en die X-kromosoom. Nou hoekom jy 'n volk se mans moet uitmoor deur middel van oorlog? Wat doen jy met die vrouens? Hulle is baarmoeders. So hulle kan geassimileer word met enige ander groep. So jy kan hulle gebruik om 'n populasie te laat groei, 'n ander volk te laat groei, 'n ander ras te laat groei. So, jy gaan hulle gebruik as 'n baarmoeder. So, luister mooi hoe dit werk. Want ons begin hierdie tipe ding sien ons al lankal in Europa. So ja, ek het nou die dag 'n video afgetrek en is 'n baie belangrike video. Ek weet nie of dit in België is nie, maar ek wil 'n video daaroor maak. Waar hulle praat van, daar was 'n of ander politieke sot, wat sê alle vrouens moet 'n hijab begin dra, uit solidariteit, om hulle meegevoel met die islamiese phobiek. Ons is nie Islamic phobiek nie. So ons gaan, alle vrouens moet hijabs begin dra, westerse vrouens ook, sodat ons nie Islam affronteer nie. Nou ja, dis net die begin. Hoe dinge gaan lelik raak in Europa, is nie 'n plek waar jy wil wees nie. Nou ja, kom ons terug by die voorspellings oor die 3de wêreldoorlog. Nou, my groepe ken hierdie ding, hulle is moeg al vir my om hieroor te praat, maar julle ken nie. So, ek doen dit sodat ek dit op die stelsel kan sit. Ek het geen begeerte om lives te doen. Mense, ek lees boeke, ek doen navorsing, ek kyk video's, ek het 'n groentetuin. Lives maak is nie my hobby nie. Okay? Ek het my geselskap, hier is my boeke. Ek het die geselskap nodig nie. So, ek maak dit sodat julle kan luister. Ek maak dit vir julle. Terwyl ek nog kans het, probeer ek dit vir julle maak. Sodat julle wat nie noodwendig op my WhatsApp groepe funksioneer nie, daarom ook ietsie weet. Reg. Nou hierdie is 'n samestelling uit Boegdraai van Jan van Helsing. Hierdie boek is geskryf in 1985. Die man het gegaan toe hy al die Europese profete se inligting gaan saamstel, wat handel oor die 3de wêreldoorlog, en hy het dit mooi gaan saamstel in 'n boek, en die oomblik toe hulle die boek publiseer, toe verban Europa die boek. So, die boek is verban. Maar daar was genoeg kopieë. En 'n ou man, 'n Nederlander, het toe gegaan en 'n samestelling gemaak van hierdie boek se inligting vir ons in Afrikaans. Reg. En dit is gepubliseer hier in die laat 90s, vroeë 2000s, deur, ek dink Dr. van Sion in die Verbondskoerier. En ek kry dit daar uit. Goed, so ek is in besit van hierdie inligting vir 25 jaar al. Dit kom van 1985 af. So, dit wat ek nou vir jou voorlees, kom uit 'n boek uit. En dit wat hierin staan, is ver in vervulling. So hierdie goed is nie neergeskryf 'n jaar of 2 jaar terug, so dat ons sou sê, ag ja, maar julle het nou weet jy wat, julle het 'n klomp goed gemaak, en eintlik loop julle in lieg, want julle het teruggekyk op die geskiedenis en toe 'n lys gemaak. Nee, die boek is geskryf. En ek het nou onder andere die boek in Afrikaans en in Duits op my foon. Reg. So, kronologiese volgorde van die 3de wêreldoorlog bereken en nie geprofeteer nie. Menende, hy het gegaan en hy het 'n samestelling daarmee gedoen. En probeer om iets in volgorde te sit. Want onthou, die profete sien nie almal, jy sien nie alles nie. Jy sien 'n bietjie, ek sien 'n bietjie, hy sien 'n bietjie, so. En dit is hoe die Heilige Gees werk. So kan ons mekaar verifieer. Reg.
Goed, so die aanloop is eenwording van Duitsland. So die aanloop na die Derde Wêreldoorlog begin met die eenwording van Duitsland. Dit was in 1989, 4 jaar nadat hierdie boek gepubliseer is. Val die Berlynse muur en ons het 'n eenwording van Duitsland. Reg. Die VSA word in 'n Midde-Oosterse konflik betrek. Dit was so van 1995 af, nadat Amerika het na die ineenstorting van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, die USSR, in 1989 was daar een superpower oor, naamlik die VSA. Nou die Bybel sê daar sal 7 superpowers wees voor die einde, die verwoesting van die aarde, voordat ons 'n krisis het soortgelyk aan Noag. Waar Noag, in sy tyd is die aarde met water verwoes, in ons tyd sal dit verwoes word met vuur, en min mense sal oorbly. Staan in Jesaja 13, onder andere. Reg. So, daar is 7 superpowers. Die dier het 8 koppe, maar in Openbaring 13 sê hy vir die dier het 7 koppe. Hy noem die 8ste kop eers op die einde in Openbaring 17 vir 'n rede. Reg. So ons werk met 7 koppe, want die 8ste kop is na die verwoesting van die aarde. Dis hoekom ek sê, daar is nie nou 'n wederkoms nie en daar is nie nou 'n wegraping. So vir ingeval jy gedink het, Jesus gaan vir jou kom red en jou wegvat van al hierdie moeilikheid en gemors, en jy gaan nie eendag hoef honger te slaap nie, het ek vir jou slegte nuus. Dit gaan nie so werk nie, want God werk nie so nie. So, jou kerk dink miskien God werk so, maar God werk nie so nie. Reg, so daar is 7, begin by Babylon, Mede en die Perse, Grieke, die Romeine, wat toe die Romeinse pausdom word, is 1. So die 4de koninkryk is die Romeinse pausdom. Dan kry ons Brittanje, dan kry ons die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, dan kry ons die VSA, en dan kry ons die 8ste kop. En die 8ste kop is die draak self wat regeer, en as jy my nie glo nie, gaan lees Openbaring 9. Reg. Nou, so, ons sien 'n opkoms van die VSA, en toe ons nou 'n tyd moet binnegaan van volkome vrede, ek meen, kommunisme is nou dood, wel, toe kry ons dat die VSA vir die laaste 30 jaar oorlog na oorlog na oorlog maak, en dit word baie mooi beskryf in die apokriewe boek van 2 Esdras 12, is eintlik 'n deuterokanonieke boek van 2 Esdras 12, wat nie in jou Bybel is nie, want hulle is bang, jy weet te veel. Reg. Daar word bietjie beskryf in Daniël 7, want mense is die mekaar. Daniël 7 verduidelik vir jou van die Arend koninkryk, wie is dit? Dis die VSA. Hy verduidelik vir jou van die Luiperd koninkryk, wie is hulle? Dis Brittanje. Jy geweet die Britse koningshuis se seël is 'n luiperd. En dan verduidelik hy van die beer. Wie is die beer? Die groot rooi beer was Rusland. Wie is die 4de dier wat alles vertrap en verslind en alles met sy pote vertrap? Dit was die Romeinse pausdom wat 1260 jaar geregeer het. Reg. Nou ja, so jy is nou op die einde van die 7de kop se regering, want hy sal baie kort regeer, staan in Openbaring 17. Van al die koninkryke sal die VSA die kortste regeer. So hy regeer nou, kom ons kyk, kom ons sê hy regeer van 1990 af, van ou Papi Bush, Bush senior, groot vrymesselaar. Van hom af regeer hulle, so, kom ons sê, 10, 20, 30, ons is op pad na 36 jaar. Nou ek gaan vir jou vandag 'n waarborg gee, hulle sal 2030 nie sien as 'n Amerikaanse republiek nie. Nie in die formaat wat hulle nou is nie. Hulle is 'n goner. Goed, want die 8ste kop kan nie kom as die 7de kop nog staan nie. Reg, so die 7de kop moet verwoes word. En is interessant, die World Economic Forum het dit gesê. So 5 jaar terug, 4 jaar terug, het hulle gesê, wat is hulle agenda? By 2030, you will have nothing and you will be happy. En toe sê hulle, daar kan nie 'n VSA superpower wees nie,
Die mag moet nou verdeel word onder verskillende lande. Hulle loop en lieg. Hulle gaan die mag verdeel. Dis hulle plan. Onder die elites, onder verskillende sogenaamde maatskappye en korporasies. Goed soos BlackRock, State Street, Vanguard. Dit is waarvan hulle praat. So, hou moet net kop hou. Reg, want ons sien hierdie goed in vervulling gaan. Staan alles in jou Bybel in elk geval. So, kommunisme in Rusland misluk. VSA by 'n Midde-Oosterse konflik. Hoekom? Hoekom was die VSA besig daar? Gaan dit oor 9/11? Nee, 9/11 was 'n inside job. So ja, sorry om dit vir jou te sê. So, 9/11 was 'n CIA Mossad operasie. Net soos dit was met die moord op JFK. Reg. En die plan was om so 'n emosionele hou na die VSA te slaan, dat die VSA seuns vrywilliglik sal opteken vir 'n oorlog teen terrorisme in die Midde-Ooste. Reg. En dit het presies so gebeur. En die seuns het by hulle duisende gaan aansluit by die weermag, om te gaan veg teen terrorisme. Ons gaan die terries terugkry. Nou ja, nou die plan was om 7 lande te vat in 5 jaar. Hulle kon dit nie doen nie. Nou as jy my nie glo nie, dis algemeen bestel. Die inligting wat ek nou vir jou gee is alles op die net. Jy moet net gaan soek. Ag, en ek het al daaroor gepraat ook. Reg. So, hulle wou vat, ek gaan nog so sê, Sudan, Somalië, Libië, Irak, Afghanistan, is dit Lebanon en dan die laaste een is Iran. Hoekom het ons nou hierdie krisis met Iran? Hy is die 7de land wat hulle wou vat. In 5 jaar, hulle kon toe nie dit doen nie. Nee, weet jy wat? Dis nie Libanon, Syrië. Hulle het vasgeslaan by Syrië. By Syrië het die Russe hulle geblok. Die Russe het dit vir hulle moeilik gemaak. So in Syrië kon hulle nie daai ding doen nie. Dit het hulle 15 jaar gevat, bietjie minder, 14 jaar, om Bashar al-Assad te laat val en Syrië in te palm. And it's all about the Greater Israel Project. It's all about the Greater Israel Project. So die Joodse staat wil hulle grense vergroot, want hulle Joodse Messiah, wat nie ons Jesus is nie, so terloops, gaan nou kom, en hy kan nie kom voordat hulle nou nie al hierdie grondgebied gevat het van die Nyl tot ander kant die Eufraat en nog meer nie. Die nuutste wat hulle wil vat is Cyprus. So ja, en is opgeskryf in hulle dokumentasie. As jy nie weet nie, is dit omdat jy nie genoeg navorsing doen nie. Moenie met my beklein sê ek is die probleem. Reg. So dit is hoekom ons die oorlog gekry het. Die Amerikaners het die Jode se oorlog vir hulle geveg. En die groot storie in Amerika is, gaan die Amerikaners nou die oorlog vir die Jode veg teen Iran en Turkye. Want daar word openlik gesê, hulle wil Turkye moet vou, want Erdogan raak vir hulle probleem. So hulle soek 'n puppet government in plek. Iran raak 'n probleem. Hy's lankal vir hulle 'n probleem, maar die laaste 30 jaar, hulle wil hom laat val in 'n puppet government en in sy plek sit, dan kan hulle hom begin leegsteel. Ek dink hulle het iets so 7 Iran myne in behalwe natuurlik vir sy olie, in Iran. So, hy's 'n prize, ou maat, as jy hom kan kry. Reg. So, dit is wat ons sien. So, kommunisme in Rusland misluk, besettingstroepe van die VSA en Rusland word uit Duitsland onttrek. Het dit gebeur? Ja, dit het gebeur. Die Duitse weermag word gereduseer, dit het gebeur. Dit was alles deel van naoorlog, na die Tweede Wêreldoorlog. Maar wat hoor ons nou? Hulle wil Duitsland se weermag begin bou. Wat het Siener gesê? In hierdie volgende oorlog sal Duitsland en die VSA saamveg. Want, interessant, in al die ander oorloë het VSA en Duitsland teenoor mekaar geveg. In hierdie oorlog sê Siener sal VSA en Duitsland saamveg. So, die VSA is heel reg daarmee dat die Duitsers hulle weermag begin bou. En hulle het nou 'n wet ingevaardig. Hulle kan nou die seuns en die dogters oproep van hierdie jaar af vir 'n oorlog en ons gaan dit sien. Reg. Ernstige onluste in die Balkan, veral Joegoslawië. Onthou julle die oorlog in Servië? VN, met behulp van die VSA, het Servië vir 78 dae non-stop gebom. En dit het gegaan oor grense. Dit het gegaan oor grondgebied. Reg. Maar
ons sal weer in hierdie tyd, die ding is weer besig aan die kook, want die Balkans, die ou Balkans wil nie betrokke raak by 'n oorlog teen Rusland nie. Hulle het dit gesê. Ek dink daai ou van Servië, ek dink sy van is Fico. Ek is 'n netjiese man. Hulle het hom nou die dag net so 6 keer geskiet, hy het dit oorleef. Want hy het vir die Europese Unie gesê, ons gaan nie saam met julle staan nie. As julle wil Rusland doen het, maar julle gaan ons geld van daarvoor nie. Nou ja, ekonomiese krisis in die Weste, nuwe belastings. Onthou, dis die aanloop tot die oorlog. Is daar nuwe belastings? Ja. Oral het nuwe belastings gekom. Dis hoekom jy dure betaal vir yskaste, karre, en nou het hulle die ding ingebring van jou huis moet energy efficient wees. Daar in Amerika, in Duitsland en so aan. So die ouens moes ten duurste kostes aangaan, sodat hy nou minder krag gebruik. Want daar is nou 'n green problem in die wêreld, daar is nou 'n carbon problem in die wêreld. Dit is absoluut leuns. Om meer belastings af te kondig, moet jy 'n leuen verkondig, en die leuen is global warming, en toe dit nie meer werk nie, toe begin hulle met climate change. So ja, nou climate change is so oud soos die mensdom. So, die verwoesting wat ons tans op die aarde sien, is meestal mensgemaak. So, wanneer God begin om die aarde te verwoes, gaan ons dit almal weet, I promise you. Want sy verwoestings is aardbewings, tsunamies, groot asteroïdes wat die aarde tref, meteoriete wat die aarde in die see tref. Ja, dit is God se verwoesting. Reg, aarde word tot stilstand geruk vir 7 dae en 12 ure. Nou ja, so, dit is hoe God se verwoestings uit, vulkaniese uitbarstings, die tipe van ding. So, 'n vulkaan uitbarstings in Suid-Europa, Etna en Vesuvius, ja, nee, daar kom groot verwoestings. God sê hy sal 'n gloeiende wind oor die seetong van Egipte stuur. Jesaja 11 staan dit, gaan lees mooi. Wat is die seetong van Egipte? Egipte is Afrika. Egipte het niks te doen met die plekkie daarbo nie. Egipte is Afrika en die profete. Die seetong, daar kom 'n gloeiende wind oor die seetong van Egipte, naamlik die Middellandse See. En sekere dele gaan styg uit die see uit en ander dele gaan val en hy gaan ooptrek. En ek sê vir jou, Italië gaan 'n baie onveilige plek word, want die troon van die dier sal verduister word en hulle sal hulle tonge kou van pyn. En waar is die troon van die dier? Dis die Vatikaan. Nou daar is interessant genoeg baie vulkane in daai area. Dit is Vesuvius en Stromboli en Vesuvius, en daar is daar 'n nuwe een, Campai Flagrei, wat 'n deels onder die see is. Ja, nee. Die Italië gaan sleg lyk nadat God met hom klaar is. So ja, ons gaan sien dat die paus vlug, want hy sal nie meer daar kan bly en het raak te warm. Goed, wêreldwye ontwrigting op beurse, 2008 het ons die beurs sien val. Ons is weer op pad na 'n massiewe val van die beurs. Wat het dit te doen? Alles te doen met onregverdige wins, alles te doen met die steel van geld, ryk word op geleende geld, die tipe van ding. En dan moet jy die ekonomie laat val, want hoe gaan die manne, wat jy wil nou vat vir 'n oorlog, hoe gaan hulle aansluit by die weermag? As hulle nog werke het, kan nog hulle huise bekostig, hulle kan nog op vakansie gaan. Hoe doen jy dit? Jy laat val die ekonomie, dan het hy nie werk nie, hy het nie 'n huis nie, hy sukkel, so dan sal hy is bereid om sy naam te gaan teken daar op die streepie wat sê, ek is bereid om te gaan veg vir die VSA of vir Britannië, of vir Europa, solank my gesin kan eet, want hy sal mos nou 'n toelaag kry. So, dit is hoe jy dit doen, dis so dat dit nog alle jare doen. So jy laat val die ekonomie, en ons gaan dit sien in Suid-Afrika heel moontlik in hierdie jaar, hier na 1 Mei vermoed ek. So, iets wat vader vir my 3 jaar terug gesê het, so elke jaar kyk ek, sal dit hierdie jaar 1 Mei wees, sal dit hierdie jaar 1 Mei wees, ek dink ons het 'n goeie kans, 'n baie goeie kans vir hierdie jaar, na aanleiding daarvan dat die VSA midterm elections het die einde van hierdie jaar, en Trump is baie bang dat hulle hom gaan impeach. So as hy die House en die Senaat verloor, die Kongres en die Senaat verloor, die meerderheid van die Republikeine verloor daar, dat die Demokrate kom gaan hom impeach vir oorlogsmisdade. Nou is iets wat ek nou nogal geprofeteer het. So,
Want die Amerikaners is dik vir hom, want hy het baie beloftes gemaak, ou Trumpie. En toe het kom by die uitvoering, toe doen hy dit nie, toe dans hy na die pype van die deep state in die Joodse lobby. So die Amerikaners is vir hom baie kwaad. Goed, so wêreldwye ontwrigting op beurse, regerings is nie in staat om in te gryp nie, dit is waar. Hy het nou die president van Venezuela ontvoer, wie het ingegryp? Niemand nie. Hulle kan 'n bietjie kritiseer en hulle is eintlik te bang om dit te doen. Colombia het ietsie probeer sê, Cuba het iets probeer sê, Mexico het iets probeer sê, en wat het Trump vir hulle gesê, hou jou mond of ek doen dieselfde met jou. So daar's geen internasionale wetgewing meer nie. Trump verontagsaam nie net internasionale wette nie, hy verontagsaam sy eie grondwet. Reg. Hy praat van Groenlandvat. Reg, ons sal sien, ons sal bestaande militêre aksie sien in Suid-Afrika. Ons is op pad na hierdie derde wêreldoorlog. Dit gaan oor bronne en grondgebied. Dit gaan oor seeroutes. Reg. Wat doen die Joodse staat die laaste 2 jaar? Sit nou van 7 Oktober 2023. Wat doen hulle met die Palestynë? Hulle moer hulle voor die voet uit. Is daar iemand wat keer? Niemand keer nie. Niemand nie. So hierdie wêreld lande tree op soos hulle lus en lekker kry. Daai orde wat hulle bevestig het na die Tweede Wêreldoorlog, naamlik die Geneefse konvensie, die Bretton Woods stelsel wat die dollar daar gestel het as wêreldwye currency, hierdie hele idee van internasionale wetgewing en die VN, en ons praat eerder dinge uit as wat ons oorlog maak, daai kite het gevlieg, skip het die hawe verlaat. Reg? Ons is verby dit. Ons is verby human rights. Ons is verby soevereiniteit. Dit is hoekom die FSA vir Suid-Afrika se regering sê, julle moet maak soos ons sê. En ons regering sê vir hulle, maar ons is soevereiniteit. Maar ek is jammer, die ANC het hom nou vasgeloop in 'n nuwe stelsel wat besig is om te ontvou, naamlik die stelsel van daar is geen soevereiniteit nie, en die groot boelies van die wêreld sal besluit wie wat waar en wanneer. Dit is waar ons op pad is. So, die VN gaan uit mekaar uitspat soos 'n klomp albasters, dieselfde met die Europese Unie. Reg, oorlog en onrus in Oos-Afrika, Sudan en Somalië, Eritrea, kyk mooi wat het daar gebeur, Rwanda, hier in 94, onthou die volksmoord wat daar plaasgevind het, ons gaan baie moeilikheid sien in die Lobito korridor, baie binnekort, daar van Angola, na DRC, na Rwanda. Rwanda word bewapen en opgelei, daai manne daar, deur die Jode, die Joodse staat lei hulle op. Dis inligting wat ek opgetel het in die nuus. Ja, ou moet dit mooi verstaan. Want Rwanda het niks om te verkoop aan die Europese Unie nie, behalwe as hulle die myne kry, daar in Gomba se area, daai areas waar die groot myne is, die spesifieke, die coltan en koper en al hierdie goed wat hulle nodig het vir al die batterye stelsels, want hulle het batterye nodig om 'n artificial intelligence stelsel te dryf, om van jou 'n slaaf te maak met 'n merk. Verstaan jy? So, ons gaan groot moeilikheid sien daar, ons gaan FSA troepe sien opgaan. Dit gaan lekker raak by die Lobito korridor. So ja, Rwanda het 'n massiewe ooreenkoms met die Europese Unie gesluit vir die verkoop van minerale en goederes wat hulle waar kry. Steek dit by die DRC. En daarom sal jy nooit vrede kry daar nie. Daar's nie vrede daar nie. Watter shot gaan, waar is die vrede? So, reg, so ons sien dit. Goed, kom ons kyk. Rusland verkry invloed in die oliegebiede. Iran. Is dit nie waar nie? Venezuela. Is dit nie waar nie? Afval van katholieke in Rome, splitsing van die kerk. Heel moontlik te doen met hierdie pedofilie, maar ek dink dit het te doen daarmee dat baie van die stoere katholieke wil nie hê dat die katholieke kerk saam smelt met Islam nie. In hierdie 8ste kop wat ons kom, waar die draak gaan regeer, voordat ons by die 8ste kop uitkom, gaan ons die islamitiese kalifaat sien. So na die derde wêreldoorlog, bly daar nie blankes oor nie. In Europa en in die Weste nie, daar is nie blankes oor nie, 'n handjie vol. Maar hierdie ander nasies
gaan daar wees, en dan sal ons sien hoe vinnig bring hulle 'n islamitiese kalifaat tot stand. Europa is 'n goner. Brittanje, ek hoop vir Skotland, maar ek is nie seker nie. Sieners sê die Ire gaan probeer hulle ding doen, maar hulle is bietjie afsonderlik. Miskien kan hulle float. Canada is 'n goner, is verby. VSA, verby. 2 Esdras 12 sê VSA sal in 4 dele verdeel word, en dit sal 'n oproerige koninkryk wees. Die blankes gaan daar bo sit daar net diskant North Dakota in Montana op 'n hoop, en die res sal gevat word deur hierdie ander nasies. Die ooskus en die weskus sak weg, groot tsunamies, groot verwoestings. Die Mississippi skeer oop, hy word 'n seaway. Met die gevolg is daai hartland van die VSA, wat hulle groot kosproduksie is, sak weg onder die water. Niemand gaan ooit weer daar kos produseer nie. Die land word op 'n manier verdeel, weens die strukture, die veranderinge wat plaasvind, van die relief van die land. So, wat jy nou sien, is Amerika, hy is soos hierdie snowballs, wat begin spoed optel, op 'n afdraande. So ja, maar ja, hy het nog baie militêre mag, so hy kan nog baie verwoesting aanbring. Goed, vervolging van priesters in Italië en Frankryk, ons gaan dit sien. Ons gaan dit definitief sien. Terroristiese aanslag op wolkekrabbers van New York met verwoestende gevolge. Nou, dit kan verwys na 9/11. Maar ons weet, daar word ook voorspel dat daar daar gaan groot verwoesting wees aan die ooskus, weens opstande en terroristiese aanslae en die tipe van ding. En die profete, ek luister na baie ouens, praat almal dieselfde, praat van 'n klomp kernbommetjies wat afgaan in New York. Suitcase bombs. Reg, krisis in die Bondsrepubliek wat feitelik 'n burgeroorlog is. Bondsrepubliek is Duitsland. Reg. Nou ja, in Duitsland is die dinge klaar by kookpunt. En dit het alles te doen met hierdie klomp liberalistiese globaliste, World Economic Forum, BlackRock sotte, wat eintlik die stelsel beheer daar. Die AfD-party het eintlik die verkiesing gewen. Maar wat hulle toe gaan doen het, hierdie klomp linkses, hierdie klomp sataniste en uitverkopers en verraaiers, hulle het onder mekaar, het hulle al hulle bietjies by mekaar gesit en een groot alliansie gevorm, toe hulle nou meer as die AfD, nou ja, so toe word hulle die koalisie wat die land regeer. Merz het voor die tyd gesê, hy gaan die grense sluit. Daar gaan nie nog vreemdelinge instroom nie. Dit het nie gebeur nie. Inteendeel. Merz het gesê, hy wil nie oorlog hê teen Rusland nie. Dit het nie gebeur nie, inteendeel. So wat hy gesê het, en wat hy nou doen, is 2 verskillende dinge. So hulle lieg openlik om in beheer te kom. So daar is geen, jou woord is jou eer, en dit is my beginsels nie. Hulle is almal puppets. Hulle is almal heel moontlik betrokke by pedofilie. Hulle is almal heel moontlik betrokke by die steel van kinders, steel van vrouens. Ons het te doen met 'n topstruktuur wat 'n blik vol wurms is. Die Satan regeer, en deur die middel van hierdie lot. En die houvas is deur middel van hierdie onwettige aktiwiteite, hierdie satanistiese praktyke waarmee hulle besig is. So hou hulle vas op hierdie ouens, dat hierdie ouens dans na die dientjie wat vir hulle gegee word. Reg. So wat gaan ons sien daar? Nou, voor hierdie laaste verkiesing, ons onlangs 'n verkiesing in Duitsland, laas jaar, toe is oor die 7 AfD leiers, ouens wat gestaan het vir politieke posisies, is vermoor. Hulle het net dood neergeslaan. Man, as dit nie 'n motorongeluk is nie, is hy dood aan voedselvergiftiging, hartaanval gekry. 7 van hulle in 'n kwessie van 2-3 weke, eenvoudig net omgeval. Nou, dit is statisties nie moontlik nie. So hulle is vermoor. Jou moet ek seker deur die Duitse intelligensiediens. Nou ja, voortekens van die oorlogsjaar. Hoe lyk die voortekens van die oorlogsjaar? Daai jaar voor die oorlog in Europa is. Baie mense sê, maar ons het dan nou oorlog al van 2022 af, sê jy, Deborah. Dit is so. Hierdie is nog steeds die aanloop. Maar ek vermoed 2026 is die aanloop tot die oorlogsjaar. Wat beteken 2027 is die oorlogsjaar. En is nie net ek wat so sê nie. Daar's ander ouens wat ook sê.
En dit het baie te doen met die Bybel. Die Bybel praat van 'n tydperk van 2 jaar. As 'n 2 jaar tydperk. Jy tel dit op in Jesaja 7 en Jesaja 8. Tel jy 'n tydperk op van iets soos 2 jaar, jaar en 'n half, 2 jaar, reg. Goed. Ek het dit nou die dag vir die eerste keer agtergekom toe ek mooi gaan lees wat daar staan. Nou ja, so hierdie 2026, 2027 is baie belangrik. Die Jode glo hulle Messias kom in 2027. So hulle gaan nie nou ophou oorlog maak nie. En dis net 'n sot wat dink daar gaan nou 'n Abrahamic Accords wees en ag nou gaan daar 'n vrede neerdaal. Ag Netanyahu gaan vakansie hou by die see. Daar gaan nie meer moord wees op die Palestynë nie of op die Lebanese of op die Siriërs nie. Not a moer. Dis net dom mense wat so redeneer. Jy moet regtig gebreinspoel wees deur jou kerk om nie die realiteit op die grond te sien nie. Miskien moet jy meer begin lees aan die Joodse koerante, want hulle sê baie openlik wat is die plan op die tafel, en dis oorlog op oorlog op oorlog. So ja, mag die Iranese hulle die pak van die lewe gee. Die Bybel sê, hy praat van Babylon, nou onthou wat het gebeur, Babylon is verwoes deur die Mede en die Perse, maar nou sal ons weer 'n Babylon opgerig. Is dit nie waar nie? Bybel praat dan asof weer 'n Babylon opgerig. Hy praat dan so mooi daarvan in Openbaring. So deur wie sal hulle verwoes word? Weer deur die Mede en die Perse. Gaan dink mooi daaroor. Reg. Voortekens van die oorlogsjaar. Heel moontlik 2026. Astronome ontdek 'n planetoïde waarvan die baan die aarde kruis. OK, nou jy nou dink. 3i Atlas. Ek het al die jare gedink hierdie planetoïde is heel moontlik Nibiru, maar hulle gaan nie vir jou sê Nibiru is op pad nie. Hulle kan nie bekostig om jou te sê nie, want dan gaan niemand wil oorlog maak nie. So ja. So nou wat was dit? Toe laas jaar toe hulle met hierdie 3i Atlas begin het, toe dink ek maar, dis 'n snaakse storie. Nou ek glo dis waar. Ek dink nie hulle vertel ons alles nie. En toe ek die dag weer terug gaan na hierdie, dat ek bietjie kyk, dat ek weer onthou. Toe, dit is hierdie planetoïde is 3i Atlas. So ja, nou ja, kyk as hy die aarde tref, is dit tot ons voordeel. Want hy gaan onmiddellik, al wat 'n computerchip gaan nie werk nie, alle biolabs gaan nie werk nie, geen regering gaan werk nie, geen bankestelsel gaan werk nie, geen fabriek gaan werk nie. Nou dit klink vir my soos die paradys. So ja, ek het nie 'n probleem om terug te gaan na die ou dae se lewenstyl nie. No problem. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. So ja, ek sien uit daarna. So miskien met groot genade stap uit die aarde. Buitengewoon milde winter. Menende, die winter is so 'n mild winter. En dit is nie wat ons nou sien nie. Ons sien nou 'n redelike swaar winter in Europa. Ek sien dat die sneeu lê dik. Ek sien in Noord-Amerika lê die sneeu dik. Ek dink dit lyk so ten minste in Oekraïne ook. Ek weet nie van die res van Europa nie, maar kyk is nou in 'n wintertyd en ek dink hulle winter is 'n stewige winter. Maar die jaar waarin die oorlog verskuif na Europa toe, sal ons 'n mild winter hê. Dit wil sê teen einde Februarie begin al die bietjie sneeu wat daar is smelt. Binnelandse politiek van Italië en Frankryk is buite beheer. Nee, maar dit gaan mooi wees. Dit gaan mooi wees. Ek verwag dat hierdie Meloni gaan weer, daai regering gaan in mekaar stort. Daai Italiaanse regering gaan in mekaar stort. En die Franse regering is ook een van daai koalisieregerings wat eintlik nie moet bestaan nie. Macron en sy husband. Ja, dis is 'n vrot blik wurms en dit gaan alles hier oor Marine Le Pen. En baie konservatiewe Franse het vir haar gestem, want hulle wil die grense toemaak. Hulle wil probeer wet en orde handhaaf. Hierdie islamitiese oorname en die oorname van Afrikane. Europa is nou 'n derde wêreldland. Daai pragtige, mooi, skoon areas in Frankryk en België is 'n gemors. Ek wil nie dood lê daar nie. As jy vandag vir my sê, ag kom, ons gaan 'n bietjie vakansie hou daar, ek betaal alles, ons kan vakansie gaan hou in Frankryk en België en Italië, dan gaan ek vir jou sê, dankie, maar nee, dankie. Ek sal vakansie hou sommer daar by die Weskus, dankie. Dis wat ek vir jou sal sê. Kom ons gaan betaal 'n hotel daar.
Dan gaan kuier ons lekker daar langs die Weskus. Of daaronder in die Suid-Kaap, of wat ook al. Ek is tot bereid om te gaan kuier in die Noord-Kaap. Maar, Europa, dankie maar nee, dankie. Reg. Kom ons gaan verder. So, wat gaan in Frankryk gebeur? Siener praat van, daar kom soveel onrus in Frankryk en België, dat hulle Britse troepe moet instuur, die Britte moet gaan help, om wet en orde te handhaaf. Bliksem Drome praat van 'n snaakse ding. En die Europese profete noem dit ook. Die Europese profete sê, die Parysenaars sal Parys en die Eiffeltoring aan die brand steek. En ek kon nooit verstaan nie, hoe gaan 'n ou nou die Eiffeltoring aan die brand steek? Dit is 'n staalstruktuur. So ja, kyk as jy nou die stories geglo het van jet fuel, het nou 2 geboue aan die brand laat staan, en toe stort daai 9/11 geboue in mekaar, dan kan ek jou nie help nie, dan is jy dom, reg? Want jet fuel kan definitief nie daai beams, daai verskriklike dik yster smelt, en dan val die gebou mekaar nie. Daai gebou was 'n controlled demolition, 2 van daai geboue, al 2 geboue, al 3 die geboue was 'n controlled demolition. Die storie is, daar's 2 vliegtuie wat in 2 geboue ingevlieg het, maar 3 geboue het in mekaar gestort. Nou ja, dit is so. Dis alles leuns. Controlled demolition, goed. So, hoe steek jy nou die Eiffeltoring aan die brand? Hoe doen jy dit? Dus Bliksem Drome het 'n baie interessante ding gesien. Hy sien dat dit raak so sleg ekonomies, dat dit nie meer vir die Parysenaars, daai mense in Frankryk, dit help nie meer vir hulle werk nie. Hy werk, maar hy kan niks betaal nie. So, dit gaan so sleg ekonomies. Hy werk, maar hy kan niks betaal nie. Dit help nie meer om te werk nie. Kyk, hulle wil die ouens op die Universal Basic Income hê. So, ekonomies gaan hulle dit vir jou so maak, dat jy nie of kan werk nie, of as jy werk, beteken jou geld minder as niks. Dan gaan hulle jou kom red met hulle stelsel. Central Bank Digital Currency. Maar hy sê, die Parysenaars is so woedend, dat hulle alles uit hulle huise uitgooi. Alles. Al hulle vuilgoedsakke, alles. En hulle gepak het daar teen die Eiffeltoring, dat hy onderhand 'n paar verdiepings hoog is, al die gemors. Nou moet jy weet, daar's niemand wat die gemors wegry nie. So, Frankryk stort ekonomies in een, dat dit chaos is. En dan steek hulle daai gemors, wat hier aan die onderkant van die Eiffeltoring staan, aan die brand. En dit veroorsaak natuurlik genoeg hitte en strukturele skade, dat die Eiffeltoring in mekaar stort. Die dag toe ek daai voorspelling lees, toe verstaan ek. Want soos ek sê, ek is al bekend met die ding, maar ek kon nie verstaan hoe dit gaan gebeur nie. 'n straatgevegte in Parys, die stad brand. NAVO-handelinge onbekwaam. NAVO is onbekwaam. Hierdie maak Rutte. Ek gaan probeer om nie lelik te wees nie. Maar hy het nie een breinsel nie. Daar's groot fout met ou Mark Rutte. So ja, maar waarvoor is NAVO daar? NAVO is daar om hierdie klomp Europese lande te kry, om hulle blanke seuns en dogters te stuur vir 'n oorlog teen Rusland. Dis waarvoor NAVO daar is. Sodat die replacement kan plaasvind, 'n big replacement, 'n great replacement. So nou praat daaroor. Krisis rondom Israel en die Jodeland. Amen. I rest my case. Daar sal wragtig vrede wees. 7 jaar vrede. Daar's nêrens 'n 7 jaar vrede in jou Bybel nie, punt nommer 1. Daar's nie 'n 7 jaar vrede in Openbaring nie, punt nommer 2. Daar is nêrens 'n 7 jaar tydperk nie. Die ouens wat dit doen, probeer dit gaan haal by Daniël 9. Ek het daaroor 'n lering gemaak, is op YouTube. Ek het baie daaroor gepraat met my mense. Daar's nie die stories van 'n derde tempel staan in jou Bybel nie. Dis alles Kabbala, dis alles Talmud, het met die skrif net mooi niks uit te doen nie. Wat is die krisis met die Jodeland? Die Greater Israel Project. En natuurlik, die VSA is vas aan Bibi Netanyahu. Bibi is eintlik die president van die VSA. Nou wonder 'n mens, watter fotootjies het hulle alles op Trump? Waar was Trump oral betrokke? Dat ouens soos die Mossad en Bibi Netanyahu hierdie houvas het op die Kongres en die Senaat en die regering van die VSA, dat hulle doen wat die Jode vir hulle sê om te doen. Dit terwyl Amerika finansiëel down the drain is. Sy publiek kry baie swaar. Nou, in die Jodeland,
is die medies gratis. Die universiteitskostes is gratis. Reg, jou eerste 3 aborsies is gratis, as jy werk vir die IDF. Hulle soek nie swanger vrou in die IDF nie. So, wie betaal daarvoor? Die Amerikaanse belastingbetaler. Maar die Amerikaanse belastingbetaler sukkel om sy medies te dra, sukkel om kos op sy tafel te kry. Hulle moet gaan vra vir kospakkies, sukkel om sy huis te bekostig. Bly in sy kar. Ja, maar dit gaan lekker in Jodeland. Hoekom? Dis afpersing. Dit is absoluut afpersing, maar nou moet gestem word vir hierdie finansiële pakkette. So om watter rede, wat het hulle op hierdie ouens wat almal sit in daai regering, watter fotootjies en video's het hulle op hulle? Op wiese eiland het hulle dalk gaan kuier, dat daar fotootjies en video's is van hulle? 'n Mens moet al hierdie vrae vra, want as 'n ou vir jou sê, hy is 'n Republikein, of hy is 'n Demokraat, of hy is die senator van die Texas, soos wat is hy, Ted Cruz, die sot. Maar hy het die rede hoekom hy in die Amerikaanse regering is want hy is daar vir Israel. Ekskuus? Maar die Amerikaners het jou dan nou verkies, sodat jy daar is vir hulle. Jy moet mos nou hulle belange kyk. 'n Volksverteenwoordiger kyk mos na sy mense, of 'n staat kyk mos na sy mense. Wat het dit te doen met die Jodeland in die Midde-Ooste? Vra hom waarmee is Ted Cruz besig? Hoeveel geld is aan hom oorbetaal? Jy sien, al daai vrae, en waar kom al die geld vandaan, wat hulle hierdie ouens mee omkoop? Dis natuurlik die volgende vraag. Mislukking van vredesgesprekke. Trump sal in sy lewe nooit 'n Nobelprys skryf vir vrede nie, punt nommer 1. Punt nommer 2, geen een van sy sogenaamde vredesooreenkomste sal hy hou nie. Dis 'n klomp twak, is 'n klomp mainstream media propaganda. Tweede Golfoorlog breek uit, saamtrek van vlooteenhede in die Middellandse See, Rusland beset Iran, Irak en Turkye, en daaroor kan ek baie praat, maar miskien moet ek dit afsonderlik gesels. Rusland beset Iran, Irak en Turkye. Nou ons gaan dit sien. Nou ons weet hulle het 'n sterk hou vas op Iran, want hulle is bondgenote, selfde met China, maar ons gaan Russiese troepe kry tot in die Midde-Ooste, en hulle sal in 'n baie kort tydperk reg deur Turkye storm, en dit het alles te doen met, en ons sal dit hierdie jaar sien, ek glo dis hierdie jaar, want daar is een of ander militêre analis in die Joodse staat, vreeslik uitgesproke, maar onthou, hy is daar om die boodskap oor te dra. En wat sê die volgende groot oorlog is eintlik Turkye. En daar gaan hulle die VSA instoot. Nou ja, so daar, ons sal 'n oorlog sien in Turkye, en ons gaan die val sien van Erdogan, 'n puppet government kom in beheer. Hulle sal oorlog maak teen Griekeland, vir geen rede hoegenaamd nie. So, en die rede daarvoor is, kyk, hoekom wil hulle 'n oorlog hê? Die oomblik as hulle 'n oorlog het, kan Turkye die Bosporus sluit, die Bosporus stryds, wat toegang gee tussen die Middellandse See en die Swart See. En dit sê, praat Siener en ek het ander profete, Grieks-ortodokse priesters, ek dink die man se naam is Paisios, het baie interessant hieroor gepraat, hy is al dood, waar hy sê, hulle sluit Ruslandse skepe toe in die Swart See, sodat hulle dinge kan doen in die Midde-Ooste, en dit maak Rusland so kwaad, hy hardloop militêr met tanks deur Turkye tot in Palestina. Dis iets wat Siener baie duidelik sien. Reg? En hy neem Turkye oor. En daar sal 'n oorlog wees tussen Turkye, effektiewelik Rusland, en Italië, Frankryk, Brittanje en nog 'n land of 2. Hulle sal sleg verloor. Die Grieke sal nie deel wees van daardie oorlog nie. En Paisios het gesê, na hierdie oorlog sal Rusland vir die Griekeland Istanbul teruggee. Dit wil sê Konstantinopel, want dit was altyd hulle sin. So hy gaan dit vir hulle teruggee. So daar kom 'n groot verandering daar. Maar hy storm dan deur Turkye tot in Palestina, en dan gaan die party begin vir die Joodse staat. Verstaan jy? En dan gaan ons sien wat gebeur daar. So, saamtrek van vlooteenhede in die Middellandse See, ons gaan dit sien. Tweede Golfoorlog, dis nou. 3 hooggeplaaste persone word vermoor. Siener sê die lont sal aan die brand gesteek word in die Balkans. Daar's ander profete wat dit ook sê. Is dit Aloy Almayer,
as ek nou reg het, sy naam. Vroegsomer, die verloop van die oorlog, nou praat ons van 2027, so hierdie goed het ons hiervan praat, is 2026, dink ek. Ek dink so. Ek kan nie verseker sê nie, maar ek dink daar's 'n baie goeie kans. Ek dink die tyd loop nou baie vinnig uit. Hierdie ouens is haastig. Jy kan sien, as Trump 4 onder sy bas gekry het. Nou, die VSA gaan baie dinge doen in hierdie jaar. Onder andere gaan hulle sorg dat die swart masses hierdie regering lig. En hulle gaan militêr toetree tot Suid-Afrika, saam met die Britte, saam met die VN, en 'n puppet government hier ook in plek sit. So, dieselfde gaan hulle doen met Groenland. Reg, maar in Groenland is daar 'n ander manier. Lyk vir my, hulle gaan daai ouens geld beloof. Elke huisgesin kan iets soos $25,000 kry, $30,000 kry. En dan moet hulle dan nou stem. En dan kan hulle nou ingesluit word, want die VSA kan nou so ontwikkel daarna, so baie myne, ja, is alles, en Siener het gesê, hierdie oorlog sal geveg word onder andere oor die Noordpool. En dit is so, en dit gaan daaroor dat die Noordpool is besig om vinnig te smelt, so, en hierdie ouens weet hier kom 'n pole shift, hulle weet hier kom 'n verwoesting van die aarde. Reg, so dit gaan hier oor nuwe seeroetes wat oopmaak oor die Noordpool. Dis waaroor die beklei gaan. Reg, vroegsomer is heel moontlik nou 2027, né? Nou moet ons weet, Rusland is reeds in die Midde-Ooste. Daar's groot moeilikheid daar. En Siener praat spesifiek van hierdie moeilikheid as 'n groot oorlog in Egipte. En waar die Britte en die Jode baie sterk figureer. En die Britse regering hier in Suid-Afrika draaft al wat 'n blanke man is. Die wat hulle nie kan draaf nie, die sit hulle of in die tronk of stuur hulle na interneringskampe toe in Australië. Ag, ek het al hieroor gepraat. Sou nies. As jy by groepe is, dan weet jy van wat ek praat. Dan verstaan jy wat ek sê. En hulle moet gaan veg vir Brittanje in Egipte. En dis net in daai tyd waar die Pol Pot die fans draai. Luister mooi. Brittanje en die Jode. Siener praat van Brittanje, hy noem nie die Jode nie. Maar ek sê vir jou, die Jode is betrokke, want hulle is nog elke keer betrokke. Verraai die VSA se militêre geheime aan die Russe, in ruil daarvoor dat die Russe nie die Joodse staat aanval nie, en ook nie Brittanje aanval nie. So, hulle sê vir die Russe, luister man, kyk, ons gaan agteraf met jou onderhandel, ons het vir jou groot geheime. Wil jy nie maar die VSA verwoes nie? Ons sal jou pelle wees agteraf. Hulle maak 'n fout. Die Russe vertrou hulle nie. Punt nommer 1. Die Russe is so gatvol vir die Brittanje, dis net nie waar nie. Reg. So, wat die Russe gaan doen is, hulle gaan sê, ja, nee, dit is so. Dit is so. Ons sal saam met julle pad stap, gee die geheime. En dan bom hulle nog steeds Brittanje en die Joodse staat. Die Joodse staat se bom het alles te doen met die Samson option. Ek sal kyk of daar tyd is om daaroor te praat, want ons hardloop nou oor 'n uur al. So, die VSA vind al hierdie dinge uit. Daar's niks wat die CIA nie kan afluister nie. Hulle vind al hierdie dinge uit, sê Siener, haarfyn. En dis dan, wanneer VSA, Trump by 'n punt kom, wat hy tot hier toe nie verder nie. En hy tree toe tot hierdie oorlog in Egipte, en dit gaan oor die Nyl en die Suezkanaal. Brittanje en die Jode soek die Nyl en die Suezkanaal, hulle soek daai dele, is grondgebied. Kyk, Libië het hulle klaar verwoes. So, dit gaan oor daai Suezkanaal en die Nyl en die Joodse grondgebied en alles. En in daai tyd tree die VSA toe tot daai oorlog en hy verslaan Brittanje. En hy op 'n latere stadium verwoes hy Brittanje. Dis nie net die Russe wat Brittanje sal verwoes nie, maar ek dink ook in hierdie tyd sal ons die verwoesting kry, heel moontlik van die VSA, oor die Joodse staat. Hoor wat ek vir julle vandag sê, en dit het niks te doen met Bybelprofesie, en God gaan nou daar intree, en sy engele stuur, om die Jode te red nie. Dit gaan nie gebeur nie. Die Bybel sê, daar sal een opstyg, en sy vlerke sprei oor Bosra, en daai wat in Bosra woon, sal bewe. Hoekom? Hoekom sal daar 'n vliegtuig inkom met 'n kernbom? Why? Het alles te doen met die Samson option, ons sal 'n bietjie later daaroor praat.
Vroegsomer, Russiese troepe beset Joegoslawië en Griekeland. So nou moet jy weet, ons het nou al te doen, vroegsomer is Februarie, Maart, maand, April. Sal ons sien hierdie beweging van, dan moet jy weet, dan is die Russe al deur Turkye tot in Palestina. Van daar af is dit die kant toe, kom hulle van onder af in, maar hulle sal van die bokant af ook inkom in Europa. Opmars van Russiese troepe na Noord-Italië met aanvalsrigting na Suid-Frankryk. Die pausvlug uit Rome. Troepe eenhede van die Russe beset Noord-Skandinawië. Duitsland en Frankryk is geïsoleer, so ook al die ander strate van Sentraal-Europa. Ander state van Sentraal-Europa. Burgeroorlog met dieselfde toestande in Italië en Frankryk. Onthou hierdie is die benoudheid van Jakob, it's the troubles of Jacob. Niks te doen met die klomp Jode nie. Dit doen met die westerse blanke nasies. Wat is die troubles of Jacob? Dit doen daarmee dat daar is soveel vreemdelinge in hierdie blanke lande ingestoot, dat wanneer die ekonomie begin vou en die infrastruktuur begin meegee, dan is dit burgers teen burgers, is die volksvreemdes teen die blankes, vir grondgebied, vir bronne, vir oorheersing. Dit terwyl die Russe advance. Dit is die troubles of Jacob. Reg. So ons moet net mooi verstaan. Niks te doen met die Russe en die Jode en ons sal sien die VSA's gaan ook betrokke wees daarby. En nou gaan God, dis nou Armageddon nie. Ouens is dom as jy dink dis Armageddon. Dis nie Armageddon nie. Armageddon is iets heeltemal anders. So, die mense raak die mekaar, want hulle lees Jerusalem in die profete, en dan sê hulle, dit is die fisiese plek. Jerusalem is nie 'n fisiese plek nie. Jerusalem is 'n volk. Hulle lees berg van Sion, dan sê hulle, dis daai plekkie daarbo, ek het al so baie oor gepraat. Nee, berg is 'n koninkryk, Sion is Juda. So dis die koninkryk van Juda. Jerusalem het te doen met die koninkryk van Juda. Ariel het te doen met die koninkryk van Juda. As jy nie hierdie goed reg lees, as hy praat van Samaria, dan praat hy van die 10 stamme. As hy praat van Efraim, praat hy van die 10 stamme. Hy praat van Europa, Britannië. Dis van wat hy praat. So, jy gaan nie jou Bybel verstaan. En dit is hoekom die ouens so die mekaar kan val hulle vir hierdie twak, hierdie Zionist evangelical twak. Reg, hoogsomer, verrassingsaanval van die Russe in Sentraal-Europa met 3 leers. Hoogsomer, Junie, Julie, Augustus. Hoogsomer. Hulle kom op 3 maniere in Europa aan. Noord-Duitse laaglande rigting Laar-Ryn. Rigting Keulen deur Sakse-Toeringen. Rigting Bo-Ryn en Elsass. Versteuring van Frankryk myn in Ruhrgebied. Die rooi troepe bereik die kanaalkuste. Troepelandings in Alaska en Kanada. Nou, dis iets wat Blikstemdromer ook sien, en is iets wat baie Amerikaanse profete gesien het. Hierdie inkom van Noord-Koreane en Chinese via Kanada af. Brandon Bix praat ook van 'n tweede, dit gaan iets lyk soos 'n Red Dawn. Onthou julle die movie Red Dawn? Kyk 'n bietjie daarna. Ons gaan dit sien in Amerika. Franse troepe in teenaanval. Pole veg aan die kant van die weste, maar hy word totaal verwoes. Lugstrydkragte van VSA vermoedelik vanuit die Midde-Ooste trek langs die lyn Stettin. Nou dit het te doen met biologiese oorlogvoeringe. Toe die Amerikaners sien, hulle gaan nie hierdie oorlog wen nie. Europa gaan hierdie oorlog nie wen nie. Dit is 'n goner. En die Russe is besig om te advance. Toe gaan hulle en hulle gebruik biologiese oorlogvoering. Hulle gooi 'n chemiese stof van die boonste deel van Europa dwars deur onder toe uit. Hy praat van Irak, Swartsee, 'n streep met 'n dodelike geel chemiese stof wat die aanvallers afsluit van nuwe aanvoerlyne. Daai goed is vir meer as 'n jaar op die grond, jy kan nie daaroor beweeg nie. So dis 'n massiewe strook, sê maar 10 km of so, wat hulle ons gooi. En die Europese profete sê, hulle sê daai tanks van die Russe beweeg oor hierdie lyn, dan sterf die mense feitelik onmiddellik binne in die tanks, maar die tanks bly voorthardloop, tot hy natuurlik vaslaan iewers. Is die tanks aan die beweeg, met hierdie verrottende lyke binne in die tanks. En dan praat Siener dat in die tyd sien ons 'n heropstanding van die Duitse leer. En dit is die groot wonderwerk wat gaan plaasvind. Dat nadat die Duitse leer totaal vernietig is,
want hulle het te laat weggespring met die oorlog. Nou manne oplei. Ag, dit gaan 'n grap wees. Kyk, die Amerikaners is die laaste 30, 35 jaar besig met oorloë. So, hulle het goeie generaals. Hulle het goeie bevelvoerders. Dis ou gesoute manne in oorlog. Beteken nie hulle is engele nie. Is nou engeltjies in, goeie ouens nie. Dis nie wat ek van praat nie. Dit gaan oor hulle vaardighede. Duitsland het laas oorlog gemaak in 1945. Hulle mag nooit weer 'n weermag gehad het nie. Toe het hulle ekonomies sterk geword. Nou wil hulle 'n weermag oprig. Wie moet hulle help oplei? Wel, dit sal Amerikaanse bevelvoerders wees. Wat moet help daar? Maar jy kan nie in 'n jaar dit doen nie. Jy kan nie dit. Jy het 'n 10 jaar tydperk nodig om 'n massiewe weermag op te lei en die ervaring op te doen in oorlogstoestande wat jy dan moet skep of iewers kry om jou manne gesout te maak, om daai rangstruktuur daar te stel. So, op hierdie, ek meen die ouens, wat het jy, die transgenders wat gaan deel raak, die skinheads, ek het meer hoop vir hulle. Verstaan jy, dit vat tyd. So, hulle gaan reg bo oor hulle hardloop. Die Russe hardloop reg bo oor Duitsland. Hulle word gestop daar by die Pyreneese gebergte met die VSA en die boervolk en dan die heropstanding van die Duitse leer, sê Siener. Hy sê dis die wonderwerk dat nadat Duitsland totaal verwoes is, kom hierdie Duitse leer by mekaar en hulle staan op en hulle vernietig die kommunikasie en die logistieke lyne van die Duitsers en hulle van die Russe en hulle val hulle van agteraf aan. Dit is hoekom Rusland dan 'n pak slaag kry. Tot daai tyd hardloop hy bo oor almal. So ja. Veldslae by Keulen en Lyon en later omstreeks middel Augustus by Ulm. Die aanval van die rooi leers misluk. Inset van atoomwapens op Parys, Praag, Londen, Munich, Keulen en vele ander stede. Nou ek dink dit het nie net te doen met die Russe nie. Dis waar ek dink die Samson option op inkom. Nou ek weet jy weet nie waarvan ek praat nie, so ek verduidelik. Die Joodse staat het 'n beleidstelling. As hulle moet ondergaan, dan vat hulle die hele wêreld saam met hulle. Nou, hulle het oor die 400 kernplofkoppe. So nou gaan dit lekker gaan. So, en hierdie is so 'n belangrike konsep, wat ons moet verstaan. Dis hoekom die Bybel sê die aarde word verwoes, eers deur die mens en daarna deur God. Die verwoesting word so mooi vir jou beskryf in Openbaring 6. En dan is daar nog sotte wat vir jou verduidelik is, en verstaan nie hoe redeneer die mense nie. Ek verstaan nie hoe redeneer dit vol. Never mind, dit klomp wat dink hulle is in Armageddon. Maar dis die lot wat dink Israel is herstel in 1948. Heeltemal verdwaald. Babylon is herstel in 1948. Ou moet begin mooi verstaan hoe werk jou Bybel. En dit staan in Openbaring 11. Dit staan in Openbaring 11. Dis nie wat ek sê nie. Openbaring 11 verduidelik vir die Joodse staat is Babylon. Dis die hoerstad. Hy sê dit vir jou. Dit staan duidelik daar. En as jy mense daarop wys, raak hulle vir jou so kwaad. Ek verstaan nie hoekom nie. Hoekom? Ek meen as jy mens lees mos 'n ding, dan moet jy 'n evaluasie doen. Jy kan mos nie 'n ding lees en dan verwerp jy dit nie. Jy moet mos nou verwerp aan 'n aanleiding van bewyse. Maar dit wys op misleiding en indoktrinasie en is reeds ver gevorder in al wat 'n kerk is. Ons gaan sien dat die Joodse staat definitief 'n paar ouens bom. 'n Kwessie van ons sink, ons is besig om onder te gaan, VSA help ons nie meer nie, Brittanje is verslaan, ons het min of meer ons gat gesien met die Russe, ons is besig om te sink, maar is okay, ons het oor die 400 kernplofkoppe, so it's not a problem, ons gaan 'n paar plekke bom, so voordat ons sink, gaan hulle sink. Gelukkig is Suid-Afrika ver van daaraf. Reg, en weet jy, die Saudis weet dit ook, hierdie klomp Moabiete, die Saudis, is Moabiete, sal Suid-Afrika toe vlug, ons sal hulle hier verslaan. Baie interessant, né? Ok, hoe ver ons, ok. Dus China beset Oos-Rusland en dring deur na die weste. Dit is so, China en Rusland daai bondgenootskap breek. En dit het baie te doen met die besetting van Noord-Kaap en Suid-Kaap deur die Russe, en dan besluit die Amerikaners om die Russe hier uit te dryf. En in daai tyd het die Chinese gevat tot by Kimberley. En ewe skielik besluit die Amerikaners, wel as ons die Russe kan uitdryf hier uit die Noord en die Suid-Kaap uit. Wat keer ons nou om China 'n bloedneus te gee in Suid-Afrika?
En dis net soos wat dit gaan gebeur. En dis in daai tyd waar die FSA vir hierdie klomp boere sê in die Noord-Kaap, luister, kan ons bietjie help? Ons gee wapens. Ons het manne nodig. Ons het baie verloor. Ons het die pak van ons lewe gekry by die Russe. Jong, wil julle ons nie help nie, ons gaan julle help. Dis die groot wonderwerk. Hy hoef my nie te glo nie. Ek hoop jy oorleef om dit te kan sien. Herfs. Herfs is hier van November, Desember, Januarie, Februarie. Want Desember, Januarie is winter. So kom ons sê van laat Oktober. Wêreldwye natuurkatastrofes van kosmiese aard veroorsaak deur 'n hemelliggaam. Daar's Nibiru. Planet X. Herculobus. Planet of the Crossing. Daar's hy. Baie belangrik. En dis baie, hy gee die tyd. So, kom ons dink. Oktober, November, Desember. So, ons kan heel moontlik Nibiru verwag vroeg in 2028. Prys Jesus se wonderlike naam. Maar teen daai tyd het hulle al begin probeer hier in Suid-Afrika die merk van die dier ingestel. Nou ja, dit is wel so vir 6 maande geldig, gaan val die ding uit die bus uit, maar hulle gaan probeer. En baie mense, meer as die helfte van hierdie volk, gaan staan in die ry, soos wat hulle gestaan het vir die jabs. Hoor wat ek julle sê? Want hy is nie bereid om sy materie op te gee, om saam met God te staan nie. Nou ja, dan gaan jy saam met Satan staan. Wêreldwye aardbewings, prys Jesus. Massiewe, massas mense sterwe. Ja, wel, as infrastruktuur in mekaar stort, oorloë, dan kry jy siektes van die water, voedseltekorte, so, miljoene. Blikstemdromers sê, hy het gesien 700 miljoen mense sterf van die honger. So ja, dis hoekom jy moet prep. Veranderings aan die verloop van kuslyne deur die ophewing en versakking van die aardkors. Dis iets wat Siener ook van praat, hy sien dit maar net nie so duidelik nie, die krisis met die aardkors en die see en die kusvlakte sal begin met die groot aardbewing in Kaapstad en die ontploffing van Koeberg. En jy behoort dit te sien voordat die bloedige revolusie in Suid-Afrika begin. Heel moontlik hierdie jaar. Veranderings aan die verloop van kuslyne, dit is so. Die kusvlaktes sal vir 'n tydperk van 2 tot 4 jaar, miskien langer onder water wees met die pole shift. So ja, daar's nuwe kontinente en ou kontinente sal sink. Nuwe eilande, nuwe see, oseane, die goed skuif. God skuif die aarde, maak dit 'n nuwe aarde. Hy het dit gedoen met Noag se vloed op. So, dit is die verwoesting van die aarde, dis Openbaring 6. Poolsprong, aardkorsverskuiwings, klimaatsveranderinge. Daar is hy. Ek het al baie oor gepraat en ek gaan dit vinnig sê. Suider-Afrika breek af van Afrika af. Oos-Afrika breek af, sak weg in die see. Ons het 'n paar eilandjies oor, dit sal lyk soos Zanzibar. Madagaskar is gone. Gone. Dit sal nooit weer wees nie. Reg? Mosambik sink. Kenia sink. Somalië sink. Ja, weg, gone. Die Weskus styg uit die see uit op. Honderde meters in die lug in. En ons gaan heel moontlik dieselfde sien aan die ooskus van Suid-Afrika. So, en dit is hoekom God ons, die rede kom God dit doen, is om die speelveld so te maak, vir die toekomstige Armageddon. So, hy lig om hierdie kant uit die see uit, en hierdie kant weet ek, dit het ek persoonlik self gesien, honderde meters uit die see uit, pikswart kraanse, lyk soos die White Cliffs of Dover, daar in Amerika, in Britannië, maar net pikswart. En die Oranje rivier loop terug, hy vorm 'n massiewe dam daar naby Ograwies. En dan begin hy weer loop. En hy stort daar oor daai kraanse af in die see. Ek het dit persoonlik gesien, en ek is nie die enigste een. So, ja, so, en natuurlik, Queenstown is onder water, Oos-London sal onder water wees, PE is onder water, daai hele ooskus van Suid-Afrika, eintlik Oos-Kaap, groot deel van hom sak weg onder die see, word 'n baie groot natuurlike inham. So, ja, soos 'n hawe, reg? Kaapstad sak weg onder die see, Tafelberg word 'n eiland, en die Skiereiland breek af. Jy sal op die kusvlaktes nie weer
woon vir 'n lang ruk nie. So bly weg van die kus af. 3 dae duisternis. Ja, party plekke duisternis, party plekke skemer, party plekke meer dag. Reg? Want die aarde draai nog om sy eie as. So, dit sal so 'n bietjie wissel. Dit het te doen met hierdie groot planeet wat inkom. So hy beweeg tussen ons en die son. En ek het gesien die son raak so klein. Flou ou sonnetjie wat skyn. Hoekom? Hy sit in die plek van die straal. Hy sit in die pad van die strale. So ja, nee, dit kom jy gaan moeilik in 2028 plant. Poolsprong, soos ek sê, aardskors, verskywings, klimaatsveranderinge, 3 dae duisternis. Edgar Cayce sê die Suidpool, moss en fern will grow in die Suidpool, Antarktika. Daar's 'n groot verandering wat plaasvind. Die storie is dat ek dink Brasilië word dalk die volgende Noordpool en ek dink Indië word die volgende Suidpool. Dis goed wat ek maar gelees het, ek is nie seker hoe waar is dit nie. Rusland val uit mekaar, dis korrek. En ek het gesê, dit gaan oor die moord op Medvedev en Putin en dan 3 van die ander, die topstruktuur. En met al die lande, burgeroorlog in Rusland, want die leierskap is nie meer daar nie. Russiese troepe word in Westfalen uitgeroei, Switserse leer val Suid-Duitsland aan. Vernietigende oorlog in Israel. Reg, hy noem dit Armageddon, maar dis in hakies bygeskryf. Nou, dis nie Armageddon nie. Dis 'n vernietigende oorlog en dit het te doen met hierdie Samson option. Menende, kyk, hulle wil graag vir Samson vat. Nou, Samson het wat gedoen? Toe hy blind was en hy's daar in daai groot tempel, toe vat hy daai 2 pilare, toe trek hy hom om. Toe stort daai hele tempel in een en ek dink 5000 is dood van die Filistyne. Die Jode wil hulle tog so graag beroem dat hulle Israel is. Maar die skrif sê, die rook van die verbranding van Babylon, die hoer op die dier, die Joodse staat, sal opgaan tot in der ewigheid en niemand sal ooit weer daar woon nie. Strome van pik sal daar loop. En daar's geen strome van pik in Europa nie. Europa het nie olie nie. Ook nie Britannië nie. Kanada het wel reserves, maar ek dink is in die see. VSA doen fracking, ek weet nie presies waar hulle olie kry nie, maar jy gaan definitief nie daar strome van pik kry nie. Die olie is in die Midde-Ooste. So ja, strome van pik sal daar vloei, en niemand sal ooit weer daar woon nie, die Arabier sal sy tente daar opslaan, sê die Bybel. Revolusie in Rusland, die topleierskap word uitgemoor, ek het daaroor gepraat in 'n video wat ek gemaak het in hierdie week. So, soos ek sê, hierdie kom uit Jan Helsing se boek van 1985 af. Direk na die oorlog, die ergste hongersnood nog ooit wêreldwyd, korrek. En in hierdie tyd is dit wanneer Suid-Afrika na vore tree. Dit is hoekom God gaan die Noord-Kaap, wat nou 'n semi-woestyn maak, gaan hy tropies maak. Ek het vir die ouens gesê wat daar bly, julle moet die woestyn geniet terwyl julle dit het, want dit is weg. God gaan dit wegvat. God gee 2 groot binnelandse varswatermere daar. Die een is die Oranje wat terugloop en die ander een is daar by Kuruman en Appington wat hy oop skeur. En daar die water borrel daar, het ek dit persoonlik self gesien. 'n Massiewe groot varswatermeer net onderkant Botswana. Baie water. So, jy sal kan plant. Reg, ons sal dinge kan doen daar. En dit is hier waar Suid-Afrika dan inkom en letterlik 'n heerskappy oor die aarde begin kry deur middel van sy kosproduksie. Mensdom word deur oorlog, aardbewing, gif, dors, kwaai uitgewis, korrek. Onsekerheid en onrus, nood. Groepsoorloë en plunderinge. Blikstemdrome sê die enigste plek waar die lig sal skyn is in Suider-Afrika. Dis korrek, die lig van God sal hier so skyn. Hy sê die res van die aarde is donker. Dis 'n duisternis. Want daar sal geveg word vir grondgebied. Die vrouens sal gebruik word om mee te teel. Hoor wat ek vir julle sê vandag. Luister mooi, dis verby in die Weste. Daar kom 'n groot verwoesting oor die Weste. Die wat nie vlug na Suid-Afrika toe in hierdie tyd nie, is gedoem. Goed, kom ons lees verder. Klimaat in Europa word subtropies. Ek het so gehoop dit by winter daar. Kan hierdie Islamiete kyk of hulle kan plan daar. Maar daar is 'n verandering. En hoekom is daar 'n verandering wat plaasvind?
Want daar's 'n pole shift. Reg, in die jare daarna openbare orde word weer ingestel. Paus kom in die voorjaar weer terug na Rome. Vereniging van Duitse taalgebied. Republiek word 'n koninkryk, daar word 'n keiser in die dom in Keulen gekroon. Ja, ek dink die noordelike dele sal noord van Europa, Skandinawië, hulle het 'n beter kans om meer blank te bly. Maar dit sal mettertyd ook verander. Ek meen, as dit reg langs die islamitiese kalifaat, hoe sal dit dan nou beter raak? Ek meen, as jou grense islam is, hoe gaan jy? Kan ons nie. En onthou in daai tyd is hierdie oprigting van die B-system weer aan die gang. So, daar kan nie 'n blanke land oorbly nie. Enigste blanke land wat gaan oorbly is Suid-Afrika. Aansluiting met Skandinawiese lande asook Spanje en Portugal. Hervorming van die Christelike geloof, moontlik sonder 'n kerk. Ja, hierdie Christelike geloof, Katolieke, Pausdom, dit word deel van die islamitiese kalifaat. Die Paus se alliansie is met Islam. Maak nie 'n fout nie. Die Katolieke kerk se geloof kom uit die Babyloniese tydperk, en Islam kom ook van daar, van dit almal dieselfde, het kom eintlik van die Sumeriërs af, van die Egiptenare af, is die aanbidding van die gevalle engele, is eintlik wat dit is. VSA val in 4 deelstate uitmekaar, daar sê hy dit, en word polities onbeduidend. Amen. So ook Rusland. Europa ervaar 'n opbloei gedurende 'n lang tydperk van vrede, dit is so, met ons wat help met kosvoorsiening. Duitsland word in Europa en ook oor die hele wêreld 'n leiernasie, dit is so. En hulle beset natuurlik Suidwes-Afrika. Ek het gesien, nie ek nie, iemand anders het gesien, ons gee vir die Britte, vir die klomp Engelse gee ons Malawi, en hulle is onder ons heerskappy. Hulle produseer vir ons. Bliksteen Dromer sê, ons vat tot Zimbabwe terug. Die hele Zim word ons Zim. Wat beteken 'n deel van Zaire moet ook ons Zim word? Of is dit Zambia? Wat is bokant Zim? So, ons behoort van daai grondgebied op terug te kry. Groot grondgebied wat ons vat, reg? Maar jy gaan leef soos in die ou dae. Jy gaan nie leef soos nou nie. Jy gaan 'n ruk vat om die grid weer terug te kry. So ja, maak jou klaar vir min. Ons gaan leef soos jou ouma en jou oupa geleef het in die tyd van die voortrekkers. Gaan dink mooi hoe daai mense geleef. Hulle was eisters. En hulle was landbouers. En ek gaan vir jou sê, 'n probleem gaan nie die swartes wees nie. Die probleems gaan die leeu's en die buffeltroppe wees. Duitsland word in Europa 'n leiernasie. Ja, hulle is Benjamin. Duitsland is Benjamin. Interplanetêre kontak en reise. En dit het alles te doen met wie? Met die koms van die 8ste kop. Dit is waarmee dit te doen het. Die koms, en dit staan in jou Bybel. So ja, daar staan baie duidelik die gevalle engele, Satan en sy gevalle engele keer terug na die aarde toe, staan in Openbaring 12. En dan word dit duidelik uitgebrei in Openbaring 9. Word vir jou verduidelik van hierdie koms van die draak, die dier en die valse profeet. En dit is nie mense nie. It's not humans. Dit is nie mense nie. En dan sien ons hoe hulle hierdie krag en hierdie mag opbou, hierdie massiewe koninkryk onder die draak. God gaan nie vir Satan 'n opgeboude aarde gee nie. Hy gee vir hom 'n verwoesting. En dan gaan hy van daar af sy stelsel inkorporeer en implementeer. Maar ons in Suider-Afrika bly apart. En dan 800 jaar in die toekoms in, wanneer ons 'n groot sterk koninkryk is en die 8ste kop is 'n groot sterk koninkryk, dan sê hulle, sluit in by ons of ons verwoes julle. En dis dan wanneer jy die Armageddon kry. Dis dan, nie voor die tyd nie. En ek al praat ek ook hoeveel hier oor die mense verstaan het nie. En ek dink baie mense is nie op datum met wat in hulle Bybel staan nie. So, en ek wil dit net hier laat vir jou, dat jy net iets bietjie gaan dink daaroor. Dink 'n bietjie daaroor. Die derde wêreldoorlog is nie die Armageddon nie.
Want ons lees dat die Derde Wêreldoorlog, waar die Gog en die Magog nasies dan nou ros in die nasies saam met hom by mekaar kom en aanvalle loods op die berge van Israel, het niks te doen met die Joodse staat nie. Berge is koninkryke, op die koninkryke van Israel, dit wil sê die Europese Unie, en VSA en Britannië en Kanada, word hulle verslaan. Hulle word totaal verslaan. Daar staan nêrens in Esegiel 39 dat hulle verslaan word deur God nie. Hulle word verslaan deur Israel. So, die VSA sal Rusland verslaan, maar albei sal ernstig verswak wees. Hulle sal nooit weer die koninkryke wees wat hulle nou is nie. Ja. Maar nou staan daar in Openbaring 19 dat die Gog en die Magog nasie staan op en hulle staan op teen die lam. Nou hoe kan hulle teen die lam opstaan as hulle verwoes is in hierdie oorlog? Dink 'n bietjie daaroor. Gaan dink daaroor. En dit het alles te doen daarmee dat die ouens die eskatologiese lyn, hierdie eindtyd gebeure lyn heeltemal verkeerd het. Want hulle glo in 1948 is Israel herstel. So 70 jaar is verby, dan moet nou dinge gebeur. Nee. Babylon is in 1948 herstel. So ja. En die Antichrist is herstel in 1929, naamlik die pausdom, die dier wat die dodelike wond ontvang het en wat genees het en wat laster en wat tye en wet verander. Die Jode is baie sterk op pad na die, en ek wil dit eintlik gaan vir jou voorlees terwyl ek besig is daarmee, ek het 'n ding van Brandon Biggs bietjie deurgegaan. Die Jode is op pad na die Greater Israel Plan, waar nou is die Vatikaan die hoof van die westerse nasies. En eintlik islamitiese nasies ook, want as jy gaan sien hoe hy gaan kuier by hulle ontvang hom met oop arms. Maar die Jode wil hierdie orde verander, naamlik Jerusalem moet nou die stad word, en die Sanhedrin, die valse priesterorde, nog 'n valse priesterorde, hulle valse priesterorde, moet ingestel word, en die Noahide laws moet ingestel word. En hulle wil dit al begin doen, oral in die wêreld, maar veral in die VSA. En jy sal Sanhedrin howe kry, om mense te veroordeel, tot die dood toe, vir die oortreding, die goyim, dis nou ek en jy, die cattle, vir die oortreding van die Noahide laws. En dan, omdat hulle nie 'n Messias het nie, en dis iets wat ek sê nie, dis iets wat Jana Ben-Nun onlangs in 'n video gesê het, ek het hom nou nogal, waar sy baie duidelik daaroor praat, toe sê sy, hulle gaan hulle Artificial Intelligence Messiah oprig in Jerusalem, en dan sal hulle van daaruit probeer om die wêreld te regeer. Nou wil ek vir jou sê, die Vatikaan gaan dit nie toelaat nie. So ons gaan hierdie skering sien, en ons sien dit klaar. En dis nou nogal iets, ek wil net kyk, hierdie ding van Brandon Biggs het ek vinnig deurgegaan, praat hy van, nog 'n aanval in die Joodse staat, Benjamin Netanyahu teiken out, Naftali Bennett neem oor, lyk soos 'n verkiesing, Mossad removes Netanyahu. Ek het gesien Netanyahu vlug na Suid-Afrika toe, was hom seker hier vermoor. Sy tyd is om. Daar sal 'n ander een in plek kom. Ek kon nou net sien, ek het nou alles hier neergeskryf. Hy het maar net 'n klomp goedjies gesê, wat ek op 'n stadium met my groepe gedoen het. Hy praat van die Red Dawn event in VSA, net soos die movie. En daar's iets anders, en ek weet nie altyd waar dit pas nie, daar's iets anders. En dit het te doen met die Oekraïne. Daar was 'n Oekraïense pastoor, is eintlik 'n Amerikaner wat daar gaan preek het. En in 2007 toe wys God vir hom, dat die Amerikaners 'n aantal kernmissiele laat val op 'n groot Russiese weermag in die noordooste eintlik van Oekraïne. En Putin is so kwaad, die Russe is so kwaad. Hulle stuur 'n aantal missiele af op die VSA. Die vraag is net, ek is nie seker in watter deel, wanneer sien ons dit nie? Want ons weet daar sal 'n tydperk kom van 'n kort
wapenstilstand. Nou weet ek nie of dit na dit is nie, en of dit niks daarmee te doen het nie, en of dit te doen het met die Midde-Ooste, en wanneer die Russe in die Midde-Ooste en in Turkye en in Irak en Iran is daar so 'n halwe stilte wat so half oor die aarde neerdaal. En in daai tyd sien ons dat die VSA besluit om 'n aantal kernmissiele te drop op daai klomp Russiese soldate in noordooste van Oekraïne. En dan sien ons 'n groot verwoesting van die VSA. Blikstemdromer praat ook daarvan. Daar's Amerikaanse profete wat ook daarvan praat. En hulle lys nou nogal die stede wat getref sal word deur hierdie kernmissiele. So, hoe dit ook al sê, die veiligste plek is die Noord-Kaap. Want God het dit veilig verklaar. Nie ons nie, Vader het gesê. Ag, ek het al daaroor gepraat, sien ek praat ook daarvan. Nou ja, ek het genoeg gepraat, ek het omtrent 1 uur en 30 minute gepraat, so ek gaan gou oopmaak, en dan kan jy gou vra, en nou ja, en besluit dan, dan maak ons klaar. Ek hoop jy het lekker geluister, en ek hoop dit was vir jou sinvol. Ek hoop regtig dit was sinvol. Is hy dan nou aan? Okay, watter vers? Red Dawn, die 2012 movie. Hoeksteen sê hy het lekker geluister. Right, 102 mense, baie dankie dat almal gekyk het. Dankie vir die 30,000 likes, dis groot. Skouperd, ek is bly jy het geluister. Ek is bly. Ja, Jesaja 19 vers 25. En wat word van die Afrikane? Hulle vlug almal Europa toe. Hier sal so min oorbly, ons klein seentjies sal hulle kan tel. Ek wil net kyk,